Hallo julle, ek is Jules Asher en ek kuier weer saam met julle vandag. Soos ons net kyk na die implikasies van die kruis op ons lewe, het jy geweet dat die kruis ons ook in staat stel, met ander woorde die dood en opstanding van Christus ons ook in staat stel om te kan sien, om te kan aanskou. Kom ek verduidelik 'n bietjie. So in Eksodus 34 lees ons dat Moses opgegaan het aan die berg Sinaï, om uitgeklim het en daarbo tyd saam met die Here spandeer het in die teenwoordigheid van God was, met die ontvang van die 10 gebooie, die kliptafels. En toe hy van die berg afkom en die volk Israel tegemoet gaan, sê die Bybel het hy 'n sluier oor sy gesig gehad, hy het sy gesig bedek, want vanweë sy tyd saam met God, het sy gesig geskyn van die heerlikheid van die Here. Daar was 'n glans op sy gesig, en dit moes hy bedek, sodat die volk nie hierdie glans op sy gesig, die heerlikheid van die Here, kon aanskou nie. Die rede daarvoor was maar net vanweë hulle posisie van ongeregtigheid en hulle sondes. So, gegee dit, vat ek jou nou na 2 Korintiërs 3 vers 18, wat die volgende sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. So, hier is nog iets wat die kruis vir ons gedoen het, iets wesenlik is, my en jou vermoë om te kan aanskou, om die heerlikheid van die Here te aanskou. As ons praat van die heerlikheid van die Here, van wie praat ons? Ons praat van Jesus Christus, want Jesus Christus het die heerlikheid, die glorie van God ten volle kom openbaar aan ons op aarde, en ek en jy is in die bevoorregte posisie om dit te kan aanskou. Die rede hiervoor is die feit dat Christus ons sondes op die kruis op hom geneem het, dat daar 'n uitspraak oor my en jou lewe is, 'n uitspraak van jy is die geregtigheid van God, ek is die geregtigheid van God, en vanweë daai posisie van geregtigheid is hierdie sluier weggeneem. Ek en jy kan ten volle aanskou, en die woord is nou my en jou spieël, soos 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, dit is ons spieël, want soos ons omgaan met die woord van God, gaan ons ook om met Jesus Christus, want die woord is God. Christus is die woord, en soos ons met die woord werk, aanskou ons al hoe meer en meer. Ek het agtergekom net vir my persoonlik, hoe meer ek aanskou, hoe meer ontdek ek wie Christus is, hoe meer ontdek ek wie ek is, maar ook hoe meer ontdek ek wie ek nie is nie. En dit roep ons tot transformasie nie. Daarom, hoe meer ons aanskou, hoe meer word ons getransformeer volgens hierdie skrifgedeelte, en hoe meer ons getransformeer word, hoe meer reflekteer ek en jy die glorie en die heerlikheid van die Here. Ek en jy, die kerk, die gelowiges, is geroep om op aarde die heerlikheid van die Here te reflekteer. En in hierdie tyd spesifiek met die virus en alles wat in die wêreld omgaan, wil ek vir jou vra, wat is dit wat jy aanskou? Ek en jy het die keuse om die wêreld te aanskou, ons kan die wet aanskou, of ons kan die een wie die wet vervul het aanskou, en dit is Jesus Christus. Ek word so herinner aan Abraham se broer Lot, wie se vrou die verkeerde goed aanskou het. Sy het in 'n oomblik na die stad van Sodom en Gomorra toe gedraai, en sy het verwoesting beleef. Ek en jy het die keuse om vandag net oorweldig te word deur die media, die nuus, die negativiteit, die slegte ekonomie, al daai goed. Maar weet jy wat, dit gaan ons tot ons verwoesting lei. In hierdie tyd het ek en jy die keuse om Christus te aanskou, en soos ek en jy hom aanskou, is daar net 'n groot openbaring van waarheid, van wie hy is en van wie ek is, en dit kom posisioneer ons. Luister gou na dit. Ek wil vir jou vandag sê, my en jou vermoë om te weerspieël is direk gekoppel aan my en jou vermoë om te aanskou. Hoe meer ons aanskou, hoe meer transformasie is daar, en hoe meer reflekteer ons. Kan ek saam met jou bid? Here, dankie net vir die wonderlike voorreg wat ons het om te kan sien, om te kan aanskou dat die sluier weggeneem is. Dankie net vir die uitspraak van geregtigheid oor ons lewens.
En Here, ons hartsbegeerte is om meer en meer te groei in die gestalte van Christus, en dat ons ook meer en meer 'n impak kan maak in ons wêreld en in die omgewing waar ons funksioneer. Alle eer aan U. Amen. Mag jy 'n lekker week hê, seën vir jou.